Nou ja, die Jode het lyk vir my oorlog verklaar teen vryheid van spraak. Nou ja, ons mag nie meer praat oor hulle nie. As ons praat oor hulle, dan word ons video's afgehaal. So ons praat van die Blue State, né? Julle weet daai ouens met die vlaggie wat daar bo bly, daar in die Midde-Ooste, die blou op die vlaggie. Almal weet dit. Daai snaakse sterretjie, ster van Remfaan, niks te doen met die Bybel nie. Nou ja, ek sien dat hier was een of ander sissie, anti, van hulle ambassade. Ek het 'n videoklip wat jy mooi moet luister na. So hulle wil jou kriminaliseer as jy praat teen hulle en veral teen hulle staat daarbo in die Midde-Ooste. Hulle wil dit absoluut kriminaliseer. Sodat hulle dit op jou rekord kan sit. Maak nou nie saak of jy nou, jy sal hoor wat sy sê, as jy nou 'n werk gaan soek, of jy wil trou, of jy wil jou kind in 'n skool sit, dan sal daardie rekord van jou uitsprake en jou kritiek teenoor die Blue State daarbo, sal dan nou teen jou tel. Nou dis mos 'n oorlog teen vryheid van spraak. En is interessant, dis die Amerikaners wat in die begin hierdie ding die ergste gaan voel. Want hulle wil hom onder andere implementeer met Google. En jy kan nou maar seker wees met al die ander goed ook, YouTube, Google. Ek sien Larry Ellison het nou vir TikTok klaar gekoop. So ons gaan dit hier ook sien. So die algoritme en die artificial intelligence gaan teen jou gebruik word, net soos hulle dit daarbo gebruik by die Blue State, teenoor daai ander mense wat daar woon, word jy dan gekriminaliseer op grond van wat jy pos op Twitter of X, op Instagram, op Facebook, op YouTube, op TikTok, name it. Want jy is dan 'n absolute vyand van hulle. Nou ja, ek is bly, hulle is daarom nou al so openlik daaroor, want dit was al die jare so. Hulle het dit net nie openlik verklaar nie. Hulle geloofsoortuiging is in direkte konflik met die Bybel, en spesifiek die Nuwe Testament, en spesifiek Jesus Christus. So, hulle laster Jesus Christus elke dag. Dit is eintlik hulle staatsgodsdienst, hè? En hulle is dan nou daarop uit om jou te kriminaliseer. En ons gaan dit hier in Suid-Afrika ook sien. Ons gaan dit sien. So, dit is amper asof hulle, kyk, het gaan oor monitor en controle, en dit het te doen met die social credit score, dit sal later bykom, maar dit is eintlik satanies. En dit laat 'n mens baie dink aan die middeleeue, toe mense uitgepraat het teen die Vatikaan, toe hulle gebrand op die brandstapels. Nou sien ons nie dieselfde ding nie. En dan kry jy nog van hierdie pastore en predikante, wat daai lot daarbo voorhou as die uitverkorenes, terwyl dit definitief nie so is nie. Maar nou ja, kyk 'n bietjie na hierdie video, en dit strook met wat ek al voorheen gesê het. Jy sal vervolg word op grond van jou uitsprake teen hulle, en hulle gaan die net al hoe stywer trek, en ons is op pad na die Noahide laws toe, en jy sal Jesus Christus nie eers openlik kan aanbid nie. Never mind preek oor Jesus Christus of oor die Bybel. En nou moet mooi kyk waar dit vandaan kom, né? Kyk maar mooi wat sê die anti op hierdie video. We will shine a light on you that, thanks to Google and SEO, will follow you for the rest of your life. When you look for a job, when you look for a spouse, when you look for a nanny, when you look for anything, our work will always be documented, again, thanks to Google and SEO. In corporations where DEI leaders smeared Israel, excused Hamas, we pressured CEOs, some resigned, many were terminated, but policies were changed, thankfully.